Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 21 Mei 2025. Here, baie dankie dat ons hierdie week U reën kan beleef. Laasweek het ons die somer beleef. En dit in alles, Here, in die reendruppeltjies, in die wolke, in die son, beleef ons vir U. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, dan is ons nou vandag by Spreuke 24, nou, baie keer dan wil ek nou sekere gedeeltes nie lees nie, omdat dit dan nou al bietjie baie na vore gekom het, maar wanneer dit baie na vore kom, dan wys dit vir jou, die goed wat daai tyd was, is maar nou nog live and well. En dis maar wat hy hierso kom sê, liewe vriende. So ek gaan nou vandag hier by hoofstuk 24, so net by 3 gedeeltetjies of 3 vers of 4 verse, miskien 'n bietjie meer stilstaan, want dit spreek dieselfde tema aan. En dan kan ons so 'n bietjie repliek lewer daarop. Moenie slegte mense beny nie. Moenie by hulle wil wees nie. Al waaroor hulle dink is geweld en al waaroor hulle praat is moeilikheid. Vers 8 en 9. Een wat beplan om kwaad te doen, kry die naam van 'n knoeier. 'n Dwaase geknoei loop op niks uit nie. Vers 21 en 22. Dien die Here my seun en ook die koning, moet jou nie ophou met oproermakers nie. Hulle ondergang kom skielik. Niemand weet wanneer die Here en die koning hulle vernietig nie. En dan miskien daarmee saam wat hy dan hier so sê, hy sê, dit is nie reg om partydig te wees in die regspraak nie. 'n Regter wat 'n skuldige onskuldig verklaar, sal deur die hele bevolking vervloek word, deur almal verwens word. Maar met regters wat regverdig straf, sal dit goed gaan, hulle sal geseën word met voorspoed. Nou vriende, wanneer 'n ou kyk na hierdie goed, dis mos nou baie negatiewe goed in ons land, is hier ongelooflike mooi mense. Ek dink ons moet dit die hele tyd vir mekaar kom sê. Ek dink ons is bietjie geneig om partykeer negatief te praat en dan so 'n algemene verfstreep te gee oor almal. En ek dink ons moet ons weerhou daarvan. Ons gaan maklik in emosie op. Ek moet myself baie keer baie mooi na my gevoelens kyk, want ons gevoel, liewe vriende, gaan baie keer jou denke vooruit, né? In ons land het ons van die mooiste mense, wit, bruin, swart, Indiër mense, Chinese mense ook. Seker nog ander nasionaliteite ook, né? Van die mooiste mense, vriende, van die vriendelikste mense, van die hardwerkendste mense. Maar dan is dit ook so dat ons mos nou hierdie klein groepie kry. Nou kom sê die spreukedigter man net, hy kom sê, hoor hier, moenie slegte mense beny nie, moenie by hulle wil wees nie. En dit is met ons kinders, liewe vriende, ook in ons omgewing. Op hierdie stadium as ons as kerk nie gaan instaan vir kinders nie. Ek praat kerke, ek praat nie van ons kerk net spesifiek nie. Ek praat van kerke in die land. Nie gaan kyk na ons kinders nie, wit, bruin, swart. As ons nie gaan kyk na ons kinders nie, liewe vriende, gaan die bendes hulle opvat. Die bende gee vir hulle kos. Die bende sorg na hulle. Die bende raak op die ou ene die plek waar die kinders wil wees, die jong mense wil wees. Want hulle sien dit gaan goed met hulle. Daar's kos, daar's mooi klere, daar's karre. So wat moet begin hulle doen? Hulle begin sê, maar dit is die pad wat ons wil stap. Daarom kom sê die spreekdigter, moenie slegte mense beny nie. Moenie by hulle wil wees nie. Ek praat nou spesifiek met ons jong kinders in ons gemeente. Want al waaroor hierdie slegte mense dink is geweld en al waaroor hulle praat is om moeilikheid te maak, né? En ons jong kinders en vriende, daarom kom sê ek vir julle, ons as kerk, ons is mos die liggaam van die Here. Ons gaan binne die probleme van ons land moet begin instap. Wanneer mense emigreer, vriende, en die Here roep hulle by all means, ek het niks daarteen. Ek dink is wonderlik. Dink die Here roep hulle na 'n ander plek toe om sy woord en sy naam te gaan versprei, né? Maar liewe vriende, ons wat hier so is, ons wat hier so agterbly, ek en jy het 'n besluit, of ons onttrek ons, of ons maak ons oë toe, of ons besluit, weet jy, ek gaan die bil by die horings vat.
The road less traveled van Scott, ja, en ek het sy naam vanaf vergeet, ek weet net ek kan nou nie vanaf sy voornaam onthou nie. Dan sê hy, the road less traveled, wat sê the road less traveled? The road less traveled is om in die probleme in te stap, om in die moeilikheid in te stap. En wanneer ek en jy kinders is van die Here, liewe vriende, dan het ons geleer om ons kruis op te neem, Jesus te volg. Dit beteken om in die moeilikheid in te stap. Dit is nie vir ons nuut nie. Miskien was dit vir baie van ons 'n teorie. Ek dink nie eens meer 'n teorie nie. Daarom, liewe vriende, dink ek met die uitdagings wat in hierdie mooi land van ons, ons het 'n mooi land, gaan ons moet in die probleme instap. Die Here gaan eendag vir ons vra, wat het jy gedoen aan die omgewing waar ek jou gesit het? Wat het jy daar gedoen? Wat het jy gedoen aan die mense daar wat ek jou toevertrou het? Wat het jy gedoen aan die kinders wat ek jou toevertrou het? Het jy hulle 'n beter lewe probeer maak? Het jy Jesus vir hulle gedemonstreer? Vir jou oë toegemaak? Het jy dit geïgnoreer? Het jy net half binne toe gekyk en so? Hierdie goed dink ek is alive and well, liewe vriende. Vers 8. Een wat beplan om kwaad te doen, kry nou die naam van 'n knoeier. 'n Dwaase geknoei loop op niks uit nie, né? So is hier knoeiers. Ja, hierso is knoeiers, liewe vriende. Hierso is ouens wat verkeerde goed doen. Daarom kom sê die Spreukedigter vers 22, hulle ondergang kom skielik. Niemand weet wanneer die Here en die koning hulle vernietig nie. So ons moet nie te veel na hulle kyk nie. Daarom moet ons sê, maar wat is ons roeping? Wat is dit waartoe die Here ons stuur? En ons sê in ons gemeente, ons is 'n gestuurde gemeente. Ons visie is om jou lig te laat skyn. Ons volgende een is, liewe vriende, om jouself te gee as 'n die tema. Eintlik is dit eintlik ons missie. Tema is om te sê, maar ons gee onsself as lewende en heilige offer wat God vir aanneemlik is. Paulus kom sê, dis die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen, kom uit Romeine 12:1 en 2 uit, en dan sê hy, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, sodat julle kan onderskei wat sy wil is, wat van goed en aanneemlik en volmaak is, en dan net so bid voor dit, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. So ek en jy het 'n geweldige groot taak as kinders van die Here, om ons lig te laat skei, tussen hierdie knoeiers, tussen hierdie slegte mense, liewe vriende, tussen hierdie mense wat die heeltyd uit is op geweld, en om moeilikheid te praat. Ons is die kerk, is die liggaam van die Here, ek en jy, moet begin om in die probleem in te stap, en vir die Here deur sy Gees te vra, om vir ons wysheid te gee, wanneer, om wat te sê. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.